Diep, diep in die bos bly daar klomp diertjies. Hulle almal bly saam in 'n groot grot langs 'n bessieboom. Dis amper winter en hulle is nou besig om klomp kossies bymekaar te maak. Hasie soek wortels, Bokkie en skilpad soek blaartjies, Beertjie soek bessies en lekker heuning en Aapie soek neute. As dit winter is, dan kan hulle nie elke dag uit die grot gaan nie. Dis dan net te koud en dit reën omtrent elke dag. Almal is besig om kossies bymekaar te maak. Almal behalwe Jakkals. Hy wil nie saam met hulle bly nie, want hy wil nie sy kos steel nie. Jakkals bly in 'n gat in die grond naby die rivier. Hy kyk nie toe almal hard werk om kos bymekaar te maak. Al wat hy heeldag doen is speel, slaap en eet. Beertjie kan nie verstaan hoekom hulle kossies minder raak nie. Die jaar werk hulle ekstra hard om klomp kossies bymekaar te maak, want verlede winter het hulle net genoeg kos gehad. Al die diertjies het voor die grot langs die bessieboom bymekaar gekom. Almal is bekommerd en 'n bietjie omgekrap, want iemand vat hulle kos en hulle werk dan so hard om kossies bymekaar te maak. Die laaste paar weke is maar baie moeilik, want hulle kan nie meer speel soos altyd nie. Almal werk van die oggend vroeg tot die aand laat om kos te soek. Wie kan dit wees wat ons kos vat? Vra Hasie. Beertjie kry toe 'n plan en sê hy sal agter die bos wegkruip wat langs die grot is en dan dophou wie die kos kom vat. Beertjie het gewag en gewag en gewag, maar hy het niemand gesien nie. Net toe hy wou opgee, toe sien hy Jakkals kom stadig na hul grot toe gestap. Jakkals kyk links en Jakkals kyk regs. En toe hy niemand sien nie, toe glip hy vinnig in die grot in. Jakkals kom toe uit met 2 hande vol kos. Beertjie spring agter die bos uit. Dis jy Jakkals, is jy wat ons kos vat, skree Beertjie. Hoekom vat jy ons kos? Ons almal werk dan so hard om kos bymekaar te maak. Jakkals sê toe, hoekom moet ek heeldag lank kos soek, as ek net julle kos kan vat? Jy moet jou eie kos soek, sê Beertjie. Jy kan nie ons kos vat nie. Ek sal en ek gaan julle kos vat, en daar is niks wat julle aan dit kan doen nie, sê Jakkals en loop weg. Beertjie is nou baie hartseer en ook 'n bietjie kwaad. Want wat gaan hulle nou maak? Hoe gaan hulle dit regkry dat Jakkals nie meer hulle kos moet vat nie? Beertjie het toe vir al die diertjies gaan vertel dat dit Jakkals is wat hulle kos vat. Die tyd raak nou min en ons moet nog baie kos bymekaar maak as ons genoeg vir die winter wil hê. Al die diertjies het maar weer gegaan om kossies te soek. Beertjie gaan lê onder die bessieboom en rus so 'n bietjie. Toe Beertjie wakker word, het hy ook weer gaan kossies soek. Die keer het hy verder gegaan en 'n groot mandjie saamgevat. Op pad terug, toe loop hy verby Muis. Hy wou nog hallo sê, maar toe hardloop Muis vinnig weg. Hy het ook verby Skilpad en Bokkie geloop en hulle het ook vinnig weggehardloop. Hy kon nie verstaan hoekom nie. Toe hy by die grot kom, toe sien hy vir Hasie. Hy wou nog met Hasie praat, maar toe hardloop Hasie vinnig in die grot in. Hy hardloop toe agter Hasie aan. Hasie, waar is jy? Hoekom hardloop jy dan nou weg vir my? Beertjie, is dit jy? Hasie kom nader en sê, sjoe, ek het daarom nou baie groot geskrik toe ek vir jou sien. Wat is daai rooi op jou? Jou hele lyf is bloedrooi. Wat? Rooi? Vra Beertjie. Beertjie kyk af en sien sy hele lyf is rooi. Wat is dit? Beertjie vat so aan dit en proe dit. Dit is die rooi bessies. Ek het onder die bessieboom gerus, waar daar klomp ou pap
bessies op die grond is. Al die diertjies het toe om Beertjie kom staan. Hasie sê toe dat hy 'n baie goeie plan het. Hulle moet almal van die bessiesap op 'n lywe smeer, en dan as Jakkals hulle sien, gaan hy so groot skrik en somme weghardloop. Toe Jakkals weer daar verbystap en hulle kos wou vat, toe sien hy vir Beertjie wat bloedrooi is. Hy skrik so groot dat hy terughardloop na sy huis. Maar op pad na sy huis, sien hy vir Varkie en Bokkie wat ook bloedrooi is. Hy skree, nee, wat gaan hier aan? Wat is julle? Jakkals maak sy oë styf toe, gaan weg. Toe hoor hy Hasie se stem. Jakkals, jy moet beloof, jy gaan nie weer so ons kos vat nie. Ja, ek beloof, maar asseblief maak nie dat die rooi gediertes hier wegkom. OK, Jakkals, hulle is nou weg. Maak oop jou oë. Dankie, Hasie, dankie. Jakkals het toe vir al die diertjies gaan jammer sê. Kan ek asseblief saam met julle in die groot grot bly? Vra Jakkals. My gat in die grond is net te koud. Ek sal van vandag af ekstra hard werk en help om kossies bymekaar te maak. Al die diertjies het ja gesê en daardie winter het hulle oorgenoeg kos gehad.